Ons lees van vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Jy moet jou ook nie skaam vir my, wat op sy wille gevangene is nie. Integendeel, draai 'n deel van die ontberings vir die evangelie en die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Die woord van God vir die kinders van God. Kan jy dit onthou? Toe jy nog klein was, toe jy ma vir jou gesê het, pas op vir slegte maats. Kan jy dit onthou? Dat jou ouers jou gewaarsku het teen slegte maats, dit wil sê, slegte maats is oral teenwoordig, pas op om die slegte maats op te tel in jou lewe nie. Dis wat Timoteus sy ma ook vir hom gesê het, my kind, pas op vir slegte maats. En sonder dat hy besef het hy 'n slegte maat opgetel. Want slegte maat is oral teenwoordig. En hierdie slegte maat se naam was vrees. Vrees. Hierdie slegte maat wat deel van Timoteus se lewe geword het sy jong mens lewe verstuur. En later toe hy ouer geword het en 'n leraar geword het in diens van die Here, het hierdie slegte maat veroorsaak dat Timoteus teruggestaan het en nie altyd vrymoedig gehad het om die evangelie te verkondig nie. Vrees het sy lewe begin beheer. Dit wat met Timoteus gebeur ook met baie van ons. Sonder dat ons besef het hierdie slegte maat deel van ons lewe geword. En sonder dat ons besef, word ons lewe in 'n groot mate bepaal en beheer deur vrees. Vrees om sekere dinge te doen. Vrees maak dat ons baie keer verkeerde dinge doen. En dit waaroor ons vanoggend gaan praat. Vrees. Vrees in ons lewens. Vrees is 'n emosie wat 'n mens ervaar as jy voel dat jou lewe bedreig word. Vrees is 'n emosie wat 'n mens ervaar as jy insien dat jy iets kan verloor. Vrees ervaar 'n mens as jy voel jy beheer oor jou lewe verloor. Jou lewe hang so in die lug. Vrees kan natuurlik op verskillende maniere in jou lewe na jou toe kom. 'n Mens kan bang wees vir die toekoms.
Ons kan vreesbevange wees vir die toekoms. Of, dis mos 'n menslike emosie, ons wil almal graag aanvaar wees, of aanvaar word deur ander mense. As jy op 'n nuwe plek kom, kan daar vrees by jou wees. Gaan hierdie mense my aanvaar? Of 'n mens kan bang wees om nuwe dinge te doen, of om gewone dinge te doen, want jy is bang om te misluk. Hoorie, vrees kan verskillende maniere 'n rol in mense lewe speel. Nou aanvanklik het die Here God ons gemaak en was vrees bedoel om 'n pel te wees, 'n maat te wees, om ons te beskerm teen bepaalde dinge. Vrees is bedoel om vir ons te help, moenie naby 'n slang loop nie, want hy na jou pik, jy vrees hy vir 'n slang. Of jy moenie in die vuur trap nie, jy kan brand. Vrees was bedoel om 'n positiewe funksie in ons lewe te hê. As gevolg van die sondeval, het vrees 'n negatiewe funksie in ons lewe gekry. Vrees het gemaak dat ons lewe daardeur verklein word. Ek dink aan 'n storie wat vertel word van 'n klomp jakkalse wat op 'n boer se plaas amok gesaai het. Hulle het van sy skape opgeëet. En een van sy werkers, een van die boer se werkers, 'n klein seentjie, het gesê, oom, ek gaan vir jou help om die jakkalse te kry. Ek is klein genoeg, ek gaan in die jakkalse gate inklim en ek gaan hulle vang. En so gebeur het dat hy in een van die jakkalse gate inklim en hy skree toe vir die boer, oom, ek het hom. Ek het die jakkals aan sy been. Maar die jakkals het omgedraai. En toe by die jakkals om. Toe skree hy, die jakkals het my. En dis wat vrees doen in 'n mens se lewe. Vrees kry deel van jou lewe. Vrees maak dat jy nie meer die mens kan wees wat die Here wil hê jy moet wees nie. Vrees kan jou lewe verklein. Vrees vat al die sekerheid dat jy jou lewe het weg. En baie keer hardloop ons weg vir dinge wat ons bedreig, want ons is bang. Ons is bang vir risiko's neem. Ons is bang om nuwe dinge te doen. Wat sê die Bybel vir ons? Hoe moet ons vrees hanteer? Wat is God se antwoord op vrees? Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees gekom het om ons toe te rus om vrees te hanteer. As jy 'n kind van die Here is, het jy die Heilige Gees ontvang deur die wedergebore. God het deur die wedergeboorte die Heilige Gees vir jou gegee om jou toe te rus om vrees te hanteer in jou lewe. En nou sê Paulus vir ons, die Heilige Gees het gekom om 3 dinge in jou lewe te doen. Nommer 1, die Heilige Gees het gekom om jou krag en moed te gee. Nommer 2, die Heilige Gees het gekom om jou toe te rus om in liefde op te tree. Die derde ding, die Heilige Gees het gekom om vir jou te help om jouself te beheer. Ons praat gaan oor hierdie dinge. Die Heilige Gees het gekom om ons te bekragtig. Probeer u gedagte die beeld kry van 'n skilpad. Het jy al gesien wat gebeur met 'n skilpad as 'n skilpad bedreig voel? Hy trek sy kop terug en dan sy in sy doppunt. Dis wat vrees aan ons doen. As ons vreesbevange is, trek ons kop in. Ons lewe nie. Ons is bang. Ons trek ons kop in. Die Heilige Gees het gekom om vir ons te help om moed te hê om ons kop uit te steek. Die Heilige Gees het gekom om vir ons die moed te gee om 'n situasie waar ons vreesbevange is te kan sê, ek staan hierso, want is God wat my krag gee om hier te staan. Die Heilige Gees gee vir ons moed
om ten spyte van vrees aanjaende situasies nog ons kop uit te steek. Die Heilige Gees maak nie van ons billebakke nie. Hierdie moed wat hy vir ons gee, is 'n omgee moed. Hierdie moed wat die Heilige Gees vir ons gee, maak dat ons ook ander mense raak sien. Hierdie moed is nie 'n moed wat ons op mense se koppe trap nie. Hierdie moed wat God vir ons gee, stel ons in staat om mense te wees in die ware sin van die woord. Die Heilige Gees het gekom om vir ons die moed te gee om ons kop uit te steek en nie in ons dop weg te kry nie. Maar Paulus sê die Heilige Gees het gekom om 'n tweede ding te doen. Hy het gekom om vir ons liefde te gee, sodat ons liefdevol kan optree in ons lewens. As ek 'n kind van die Here is, sê Romeine, het God deur sy Gees sy liefde in my hart uitgestort. En hy wil hê dat ek hierdie liefde moet uitdra na ander mense. Nou dan weet gou aan die skilpad, van nature as die skilpad bang is, trek hy sy kop terug. En dit is wat ons ook doen, ons trek ons kop terug, ons doen niks nie. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees stel ons in staat om ons kop uit te trek. Die Heilige Gees gee vir ons die moed om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons lewens. Maar die Heilige Gees doen iets meer. Hy rus ons toe met liefde. Hy bevry ons van onsself. Dat ons nie die hele tyd behep is met onsself nie. Die Heilige Gees maak ons oop vir ander mense, om ander mense raak te sien. En ander mense se voordeel te soek in ons lewens. Die Heilige Gees het gekom om vir ons moed te gee, om ons kop uit te steek. Die Heilige Gees het gekom om vir ons liefde te gee, sodat ons ander mense sal raak sien en vir hulle goed sal wees. En 'n derde ding, die Heilige Gees het gekom om ons te help om onsself te beheer. Dit help niks dat jy jou kop uitsteek en liefde gee, maar jy jouself nie kan beheer nie. Die Heilige Gees het gekom dat ons onsself kan beheer. Selfbeheersing beteken, die Heilige Gees het gekom om ons rustig te maak in ons binneste, sodat ons nie reageer as dinge gebeur nie. Dit gebeur ons maklik dat as jy ontsteld is, dan sê jy woorde en jy doen dinge wat nie eintlik reg is nie. Die Heilige Gees het gekom om ons rustig te maak in ons binneste, sodat ons nie net sal sê en sal doen dit wat nie reg is nie. Die Heilige Gees het gekom om vir ons te help om dissipline te lê in ons lewens, sodat wanneer ek ontsteld is, ek net rustig sal word en ek mooi sal dink, wat moet ek nou sê en wat moet ek doen? Die Heilige Gees het gekom om vir ons te help om onsself te beheer. Vrees is 'n slegte maat wat elkeen van ons het. Op een of ander tyd in ons lewens kom hierdie slegte maat na ons toe en wil hy ons lewens beheer. Maar God het sy Gees vir ons gegee om hierdie slegte maat te hanteer. Hy het vir ons die moed te gee om op te staan teen hierdie slegte maat, om nie toe te laat dat hy ons lewens beheer nie. God het sy Gees gegee om liefde in ons hart te gee, sodat ons dit kan uitlewe na buite. Hy het sy Gees gegee, sodat ons onsself kan beheer. Nou wat sê die Bybel vir ons, hoe werk die Heilige Gees? Die Heilige Gees is aan ons gegee, maar hy werk nie outomaties nie. Ons moet vir ons toestemming gee, daagliks toestemming gee, om hierdie werk in ons lewens te doen.
Ons moet hom toestemming te gee om ons lewens te bekragtig, of vir ons liefde te gee, of vir ons te help om onsself te beheer. Paulus gebruik 'n mooi beeld, 'n pragtige beeld. Hy sê die beeld wat ek vir julle wil gee is die beeld van 'n klomp kole wat nog daar is so 'n bietjie lewe in die kole. Dit lyk asof die kole dood is, maar daar is nog so 'n bietjie lewe in die kole, hy brand nog so 'n bietjie. En wat doen 'n mens as jy vuur maak en die kole, daar is nog so 'n bietjie, daar is nog 'n bietjie lewe in die kole, jy blaas die kole. En dan vang dit op, en dan kan jy nog kole bygooi. Paulus sê, die Heilige Gees is soos kole in jou lewe, wat jy moet aanblaas. En dan sal die Heilige Gees in jou lewe begin werk. Dan sal die Heilige Gees jou bekragtig. Hy sal liefde in jou hart gee. Hy sal vir jou in staat stel om jouself te beheer. Hoorie? God gee vir ons sy Gees, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet die Heilige Gees toelaat om die werk in ons lewens te doen. En wat moet ons doen? 3 dinge. Die eerste ding wat ons moet doen, ons moet God onvoorwaardelik vertrou in ons lewens. Ons moet God onvoorwaardelik in ons lewens vertrou. Wat gebeur as ons God onvoorwaardelik in ons lewens vertrou? Paulus sê, dan kom die Heilige Gees in ons binneste en gee hy vir ons die vrymoedigheid om vir God te sê, Vader. Abba, Vader. Hy gee vir ons die vrymoedigheid om God aan te spreek as ons Vader. En hy gee vir ons die binnewete dat ons aan hom behoort. Dat hy ons aanvaar as sy kind. En liewe kinders van die Here, as die Here jou aanvaar as sy kind, is dit verskriklik belangrik dat jy dit vir jouself moet toeëien. Dat jy vir jouself moet sê, God het my aanvaar, ek het waarde. Ek het waarde in God se oë. Aanvaar mense my nie altyd nie. God aanvaar my. En ek neem God se aanvaarding vir myself aan. Ek het waarde in God se oë. Dis die eerste ding wat belangrik is. Vertrou op die Here God. Aanvaar jouself soos God jou aanvaar in Christus Jesus. Die tweede ding wat belangrik is dat ons vrees moet aanvat. Ons moet vrees aanvat. En hoe vat ons vrees aan? Die eerste ding wat belangrik is, dat ons net so 'n bietjie moet terugstaan in ons lewens. Dit is belangrik dat ons baie keer net moet stil word en vir onsself vra, watter invloed het vrees in my lewe? Watter invloed het hierdie slegte maat wat maar ook baie keer in my lewe kop uitsteek? Watter invloed het hy in my lewe? Hoe beïnvloed vrees my dat ek baie keer vreemde dinge sê en verkeerde dinge doen? Gebeur dit in my lewe? Gebeur dit in my lewe dat vrees die oorsaak is dat ek nie die regte dinge doen nie? Het is belangrik dat ek stil word en bietjie kyk watter invloed het vrees op my lewe. En dan is dit belangrik dat ek bereid moet wees om kwesbaar te wees. En kwesbaar te wees beteken dat ek aan myself moet erken. Ten opsigte van hierdie saak en teen hierdie saak is ek vreesbevange. Ten opsigte van hierdie saak en hierdie saak het vrees 'n groot invloed op my lewe. Beheer hy my lewe? Dan moet ek na die Here toe gaan en sê, Here, ek het jou nodig. Ek het bietjie gekyk na my lewe en ek gesien, hier daar en daar en daar, as ek vreesbevange, en ek bid dat die Gees my sal bekragtig, wat hierdie en hierdie facet my lewe al betref.
en dat U vir my moed en krag sal gee om op te staan. En as die Here jou bekragtig deur sy Gees, is dit belangrik dat jy soos Dawid sal optree teen Goliat. Onthou nie wat Dawid gedoen het toe hy Goliat tegemoet gegaan het. Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, en vandag sal die Here God jou help gee. As vrees 'n groot effek op jou lewe het, en jy vir die Here gevra, Here, rus my toe met U krag, is dit belangrik dat jy vir vrees sal sê, die Here God is sterker as jy, kry jou reg. Ek luister nie na jou nie. Want God se krag is in my werksaam. Dis belangrik dat ons vrees sal aanvat, dat ons nie sal toelaat dat hy ons die mekaar maak nie. Die eerste ding wat belangrik is, aanvaar dit, dat God jou aanvaar sy kind, dat jy belangrik is vir hom. 2, vat vrees aan, in die naam van die Here. Die derde ding wat belangrik is, die Here het jou toegerus met sy Gees, hy het vir jou liefde gegee, en nou is dit belangrik dat jy na buite toe sal lewe. Dat jy vir die Here sal vra, Here, wat wil U hê moet ek in hierdie situasie doen? Waar moet ek opdaag? Wat vra U vir my om te doen? En dat jy sal doen wat die Here vir jou vra om te doen, al voel jy bietjie bang. Dat jy nogtans sal doen wat die Here van jou vra om te doen, omdat jy weet, die Gees van God sal jou bekragtig om te doen dit wat die Here van jou vra om te doen. God het sy Gees vir ons gegee, sodat ons vrees kan hanteer, hierdie slegte vriend wat maar deel van ons almal se lewe word, baie keer in ons lewens. Van ons is belangrik, ons kant is belangrik dat ons die Here 100% sal vertrou, dat ons sy liefde en sy aanvaarding vir onsself sal toeëien, dat ons vrees sal aanvat in die naam van die Here, en dat ons die lewe sal betree met God se krag, en dat ons sal doen wat die Here vir ons vra om te doen. Liewe vriende, vrees is iets wat deel is van hierdie lewe. Niemand van ons word daarvan verskoon nie. Op een of ander tyd in ons lewens kom dit na vore in ons lewens. En dit het 'n beperkende invloed op ons lewens. God het sy Gees vir ons gegee om vir ons te bekragtig om hierdie slegte vriend te hanteer. Wat is belangrik? Ek gaan vir julle rympie gee, julle moet hierdie rympie uit julle kop uit leer. Ek gaan dit noem, en dan gaan ek dit verduidelik en dit weer noem, en op 'n manier gaan ek vir julle gee, want julle moet hierdie rympie daagliks opsê, wanneer julle voel vrees het 'n invloed op julle lewe. Eerste ding wat jy vir jouself daagliks moet sê, bly stil. Nommer 2, laat die Heilige Gees jou vul. Nommer 3, daag op en doen God se wil. Bly stil. Laat die Heilige Gees jou vul. Daag op en doen God se wil. Vrees gaan elke dag, of in sekere tye van ons lewens, probeer om ons koppe te swaar. En as die vrees dan van buitekant kom in ons lewens, dan moet jy vir vrees kan sê, bly stil. Ek luister nie eers na jou nie. Bly stil. Nommer 2, laat die Heilige Gees jou vul. As jy klaar gesê, vrees, bly stil. O Heilige Gees, vul nou my met krag en liefde en selfbeheersing. En derdens, daag op en doen God se wil. Gaan doen nou dit wat die Here van jou vra om te doen. Moenie dat vrees jou beperk in die lewe nie.
daagliks hierdie 3 dinge vir jouself kan sê, wanneer vrees jou aanval, bly stil, laat die Heilige Gees jou vul, daag op, en doen God se wil. Kom ons luister nou na 'n lied van niemand, wat vir ons gaan sing oor die Heilige Gees wat ons toerus om vrees stand te hê.